Goeiedag aan almal van julle. Dit is donderdag die 29ste van Mei maand. Amper sê ek Junie. In die jaar is 2025. My vorige met jou te gesels. Ja, ek is so bietjie krieserig. Een van my ou pelle het my gister gebel en gesê hy is bekommerd oor my. Is ek alright? Nee man, ek het net so 'n slegte ou knieserigheidjie, maar ons gaan oor hom kom. So moet nou nie bekommerd wees, die bid maar vir my dat ek oor hierdie ou dingetjie sal kom. Hy's 'n bietjie lastig. Vanoggend 'n fantastiese oggend gehad. Ek was by Hoërskool Noordheuwel. Baie van julle weet of min weet dat ek het skool gehou daar. My karier, my loopbaan het ek daar begin as 'n onderwyser, LO-onderwyser, almal sport gegee, atletiek afgerig. Ja, ek het die top 10 begin daar. Vanoggend het ek amptelik vir hulle die heel eerste program van die top 10 het ek aan hulle oorhandig wat ons in 1989 het ons dit daar gehad. Dis baie lank terug. Baie van julle was nog nie eens gebore daai tyd nie. My voorreg en by die hele skool op die paviljoen, wat 'n wonderlike geleentheid, amper 2000 kinders. Die voorreg om te hê wat ek gehad het vanmôre om die volle siklus in my lewe waar ek begin skole het weer daar vanoggend die boodskap op Hemelvaart te kan bring. En ja, dit is fantasties. Dis wonderlik as 'n mens daai legacy los in sulke goeie hande. Daai mense is fenominale mense. Absoluut, daai kinders. Wow, ek kan net die Here loof en prys vir goeie hande wat daai skool hulle die kinders daarin hanteer. Nou ek wil vir jou 'n stukkie lees hier op Hemelvaart. Is jy reg vir hom? Vir jou 'n stukkie lees. En hy Lukas 24 vers 50 en hy het hulle uitgelei tot in Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. As Jesus dink dis belangrik dat jy iemand moet seën, kan ek en jy dit ook maar doen, is dit nie? En terwyl hy hulle geseën het, het hy van hulle geskei en dis in die hemel opgeneem. Feite, niemand kan dit betwis nie. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap en hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Hierdie is vir my kosbaar. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle afgeskei en hy is in die hemel opgeneem. Dit is vir my kosbaar. Hy sê, ek gaan julle nie wees agterlaat nie. Nou dat ek weggaan, beteken dit nie, dis die einde van die wêreld nie. Inteendeel, dis die begin van julle wêreld. Want ek het julle moes nou geleer. Ek was 3 jaar by julle. Hoe praat julle dan nou, Petrus? Here, maar waar gaan u heen? Nee, ek gaan nou terug na my Vader toe. Maar ek los vir julle my gees. My Heilige Gees wat in julle sal bly. En julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het, ou Petrus. Julle het nie nou my fisies meer nodig nie, maar my gees gee ek vir julle. Ai, en het hulle nie wonderlike dinge gedoen nie. 2000 jaar daarna sit ek en jy nog steeds en praat oor hulle. What a God we serve. Dankie dat hy opgevaar het om wat te maak. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Ja, jy's reg. 2000 jaar is hulle besig om vir ons 'n plek voor te berei. Het jy 'n idee hoe daai plek gaan lyk? Fenomenaal. What a God we serve. Dankie Jesus dat u opgevaar het. Maar ook dankie dat u terugkom en die kinders kom haal. Daar's 'n liedjie wat sê, ek wil gereed wees as Jesus kom. As hy kom om my te kom haal. Ek hoop jy is gereed. Wat 'n wonderlike dag. Die dag Hemelvaart waar Jesus opgevaar het, sy disippels geseën het. Kom ek en jy loof en prys hom daarvoor. Dankie Here vir hierdie dag. Dankie dat u, Here, so goed is vir ons. Dankie dat u lief is vir ons. Dankie dat u ons nie wees gelos het nie. Maar die Gees is in ons en hy wat in ons is groter as hy wat teen ons is. Ons loof en prys die Here vir alles wat u kom doen het, wat u klaar gemaak het. U die wêreld oorwin. U het vir ons u liefde gewys. Here, dankie dat ons ook dit vandag teenoor u kan bewys. Ons loof en prys u naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde Hemelvaartdag hê. Gaan leef iemand raak vandag. Gaan seën iemand. Daai seëning het jy nou ontvang, deel dit nou uit vir iemand. Spreek lewe oor jou kinders en jou kleinkinders en miskien as jy vandag nie op 'n goeie plek is nie, weet net dat Jesus jou baie lief het. Jou omstandighede is tydelik, maar God is ewig. Onthou dit. Jou beste lê voor. Totsiens.